Goeiemôre op hierdie Vrydag 23 Januarie. Dirk aan hierdie kant. So sê die Here, 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil vol hartseer. Rachel treur oor haar kinders. Sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. Dit lees ons in Jeremia 31 vers 15. In Rit 4 word daar na Rachel en Lea, Jakob se vrouens verwys, as die vroue wat saam gebou het aan Israel, die moeders van die nasie. In ons vers vandag word Rachel voorgehou as Israel, die bruid van God wat treur oor haar verlore seun, haar eersgeborene, die stam van Efraim. In die Matteus Evangelie lees ons dat hierdie profesie van Jeremia waar geword het, toe Herodes beveel het dat alle seuns, 2 jaar en jonger, wat in Bethlehem en omgewing gewoon het, doodgemaak moes word. Niks raak 'n mens dieper en laat jou meer met 'n gevoel van algehele skok en woede nie, as wanneer jy hoor van kinders wat misbruik en mishandel word. Dit was met totale afskuw wat ek onlangs gelees het van die slagting van 148 kinders in Pakistan. Nie baie het verander sedert die kindermoorde in Herodes se tyd nie. Kindermishandeling kom wêreldwyd voor. Onskuldige kinders is dikwels die slagoffers in ons gebroke, sondige wêreld. Ouers en diegene aan wie kinders toevertrou word, het 'n veeleisende verantwoordelikheid. Hulle moet alles moontlik doen om hulle kinders te beveilig. Dit is 'n plig wat hulle nie ligtelik kan opneem nie. Soms word kinders juis deur diegene wat verantwoordelik is vir hulle sorg en veiligheid misbruik. In steede van 'n gelukkige, veilige omgewing, bevind hierdie kinders hulle dan in 'n nagmerrie van lyding en pyn. In 'n samelewing waar volgens die Joodse wet vroue feitelik geen en kinders absoluut geen status gehad het nie, het Jesus sy houding teenoor kinders baie duidelik gestel. Die mense het kindertjies na hom toe gebring en hy het hulle die hande opgelê en vir hulle gebid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas, maar Jesus het gesê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Jesus is die hoop en die toevlug vir almal, jonk en oud, klein en groot, almal wat na hom toe kom. Here, dankie vir die hoop wat ons kinders in U het. Dankie dat U vir hulle toevlug is. Here, bewaar hulle en skenk aan hulle geluk. Maak hulle asseblief bewus daarvan dat U vir hulle omgee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.